ons het sopas geluister na Evert van die Kerk se pragtige vioolspel, weergawe van You Raise Me Up. Evert, baie welkom hier by ons in persoon. Dankie Anina, dankie dat julle my genooi het. Ek is baie jy die tyd ingeruim. Een van Evert se mees geliefde aanhalings wat ek op afgekom het, lui as volg, en ek gaan dit nou in Engels lees, want hy maak so mooi musikale toon. Luister hierna. Music is a calling. You do not choose music, but music chooses you. Evert, daai stelling van jou het my baie diep aangeraak. Dit is omtrent die waarheid, nee. Absoluut, weet jy Anina, as kind reeds baie jonk, het musiek my aangetrek en ek kon nie daarvan ontslaa raak nie. My ma het dit agtergekom toe ek so 3 jaar oud was. Toe sy net besef, sy moet hierdie mannetjie, want ek het die verskriklikste kattekwaad aangevang. Hoe is dit? En toe besef sy moet my fokus op iets, en toe het sy my in musiek laat, ek het op 4 begin musiek neem. Dis Ja. jong. Ja. Het jy toe al begin met die viool? Nee, ek het klavier gespeel Ja. en leer teorie, musiekteorie begin leer en Ja. so aan. So teen die tyd wat ek skool was, voor ek kon lees, kon ek musiek lees. Fantasties. En ja, van daar af op 7 het ek die viool begin speel. Maar ek wil weet, hoe het jy by viool uitgekom, Evert? Het jou ouers viool gespeel? Nee, weet jy, my pa het baie moeite gedoen om vir ons klassieke musiek by die huis te speel. Ons moes letterlik op die bank sit na kerk en dan was daar 'n plaat opgesit en ons het geluister, hy het ons opgevoed en op pad skool toe het ons daarna geluister. Ek het dit gekies op 'n dag toe ons by 'n konsertjie gaan sit het. Ja. En ek het 2 sulke mooi blonde kindertjies sien musiek speel. En hulle het albei die viool gespeel, so 'n klein duetjie uit die Suzuki boek uit nog. Ag, Onthou ek. En pragtig. ek sê toe vir my ma, dis wat ek wil doen. En sy het dadelik begin reël vir lesse en nou ja, die res is geskiedenis. Ja, dis fantasties. Het jy ook begin met die Suzuki metode? Aanvanklik ja, het is hulle net die stukkies begin gebruik daaruit, maar nie 'n volle Suzuki, nie die hele Zen Ja. ding nie. Ja, natuurlik nie. Ja. Evert, jy's getroud. Jy het net nou vir my gesê jy is 33 jaar al getroud, nê? Wat 'n wonderlike voorreg. Absoluut, dis 'n seëning. Dit is ja, en weet jy dit gebeur eintlik min deesdae, Ja. maar ek moet sê daai standvastigheid in die familie is ook, ek dink God se plan om 'n beskawing te vestig. En sonder 'n goeie familielewe kan jy nie 'n beskawing bou nie. Absoluut. Ja. Maar julle is ook 'n baie musikale familie, nê? Ja. Julle almal bespeel 'n instrument. Vertel vir ons. Ja, nee, weet jy, Laura speel trompet, my dogter speel cello, my seun sing, hy's ook 'n danser. Ja. Hy het jy weet geswat by Oakfields College, het hy musical theater gaan swat. Ja. So ja. Ons gaan nou luister na Evert se weergawe van Gebed van Koos Du Plessis.
Jy het nou in ons vorige gesprek het jy genoem dat jy reeds van kleins af die viool gespeel het of 'n voorliefde ontwikkel het vir die instrument. Sou jy sê die Here het jou gelei reeds Absoluut. van kleins af? Ja, weet jy, ek het 'n geroepenheid gevoel van baie jongs af. Ek het onlangs het ek vir iemand anders ook gesê daarvan hoe ek het eendag gaan staan by 'n glasdeur by ons huis en ek het gekyk hoe val die reendruppels op die plaveisel. En ek het so nabyheid van iemand ervaar. Ek was nog baie klein. Ja. En daar was 'n bewustheid wat ek gehad het van iemand en ek het geweet instinktief dat dit God is. Ek het geglo dit is hy. En ek het op 4, ek meen dat jy so jou klein, maar ek het hierdie besef gehad van ek het hier te doen met ewigheid. Ja. En ek het vir hom gevra, Here, maak asseblief iets van my lewe. Laat my lewe asseblief betekenisvol wees. En ek het net daai begeerte gehad om hom dit te vra. En van daai tyd af het ek besef dat hierdie musiek is nie net 'n gawe wat ek kan gebruik ter wille van myself nie, maar dit is eintlik 'n koninkryks geskenk wat ek moet gebruik tot eer van hom. Dit is pragtig. Ek hou daarvan 'n koninkryks geskenk, nê? Nee. Ja. Want jy gee dit vir hom terug, maar terselfdertyd is jy 'n groot seëning vir wie ook al luister na die pragtige musiek. Ja, ek is oortuig daarvan dat hy ons note vul met sy gees en dit in harte indra. En dit is waar die krag van musiek so pertinent is, dat jy 'n hart kan swaai in die rigting van God, net deur daardie note wat jy speel met die doel om God te verheerlik. Absoluut. Dit word geweldig kragtig, Absoluut. lewensveranderend. Ek stem 100% met jou saam. Ja. En wat dit ook vir my verteenwoordig, en dit is ook iets wat jy genoem het vroeër, ons rentmeesterskap ten opsigte van die talent wat die Here ons gee, nê. Nee. O ja. Ons het daai plig. Ons het daai plig om dit te ontwikkel, maar ook dan aan hom te gee. Ja. Want uiteindelik gaan dit oor die koninkryk. Ja. Ons gaan nou luister na Lofkeurspel.
En dit was lofkeerspel met Evert van die kerk as die violis. Evert, ons het gepraat oor rentmeesterskap, maar nou wil ek jy moet vir ons vertel, watter rol speel jou geloof in jou lewe as 'n professionele musikant, want jy is deel van die JPO, die Johannesburg Philharmoniese, of is dit die die Feesorkes, die Feesorkes, en ek speel saam met die Phoenix Orkes met Richard Cox saam, en so aan, en ek doen nou deesdae baie van hierdie candlelight konserte wat hulle so oral doen. Wonderlik, dit is nou so internasionale tendens wêreldwyd sien ek, en ek speel daarin, en wat 'n voorreg is dit nie, maar jy weet die ding is, ek het nogal baie vrees ervaar op verhoog, vir 'n lang tyd. En ek het daaroor gebid en ek kon nooit heeltemal agter die kap van die byl kom nie, want 'n mens besef daar's baie sielkunde agter, dit kan wees, jy weet, seer as kind, verwerping, al daai goeters wat maar 'n rol speel. En onlangs het ek besef wat Paulus gesê het toe hy praat van die geregtigheid waarin ons staan deur geloof. En toe skielik tref dit my, maar hoekom staan ek nie daarin wanneer ek op die verhoog is nie? En waar Jesus self vir ons gesê het, bly in my liefde. Remain in my love. En toe besef ek maar, ek moet daarin gaan staan en daarin bly. En dit is my veilige plek. Absoluut. En dit het vir my 'n deur oopgemaak waar ek die vrees verloor het. Totaal en al verloor. Ja, jy's nog steeds gespanne, jy moet, adrenalien. Ja, dis adrenalien, dit jaag vir jou, dit is ons energie, deel van ons energie om op 'n verhoog daai ontploffing te hê. Maar nie vrees nie. Maar dit was 'n groot deurbraak vir my. En dit is massief, hoor. Dit is reusagtig. Want die woord sê mos ook, die Here het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Amen, ja. Krag, liefde en selfbeheersing, dit is wat ons het. Absoluut, en ek kon nooit agter die kap van daai kom nie, totdat ek besef het, maar ek moet daarin staan. Dis pragtig, ek hou daarvan, dit is so 'n belangrike ding, nie net vir 'n musikant nie, maar ek dink alle fasette van ons lewens, nee. Ja, ek dink baie keer, jy weet, Daniel was vir ons so 'n groot voorbeeld, dat hy 3 keer op 'n dag het hy tyd met God spandeer. Ja. En ek het daardie selfde beginsel begin toepas. In die oggend, middag en aand. Ek sou vir jou sê, dit was 'n deurbraak. Ons gaan nou luister na Airwaves of Love, en Evert speel die viool solo, en ek sing die lied. Hierdie lied is spesiaal gekomponeer vir AWR of Adventiste Wêreld Radio. Where reaching seems impossible, we shine where darkness hides the light. We break through borders, walls and barriers. We heal the pain of endless nights. We pierce the hearts of rebel soldiers. We flow through chains and prison walls. We scale the oceans and the mountain heights. We go wherever Advent calls. We are the voice, we are the vision. We have been called to share the great commission. In every way, proclaiming words of truth from above, we share on airwaves of love. Ang programa ay ipakabit sa inyo ng Adventist
Radio. We meet the needs of hurting people. We know the spirit that revives. We share our knowledge of the Savior. We spread the truth that changes lives. We are the voice. We are the vision. We have been called to share the Great Commission. In every way, proclaiming words of truth from above. We share on airwaves of love. By day we tell every nation. By night we reach every land. With love that's strong and eternal. In peace we rise up and stand. We are the voice. We are the vision. We have been called to share the Great Commission. In every way, proclaiming words of truth from above. We share on airwaves of love. We are the voice. We are the vision. We have been called to share the Great Commission. In every way, proclaiming words of truth from above. We share on airwaves of love. We share on airwaves of En dit was Airwaves of Love met Evert van die kerk, die viool solo. Julle sal sien hier op hierdie klein tafeltjie tussen my en Evert is daar 'n radio en die interessante ding is, hy word aangedryf deur 'n sonpaneel. So hy het nie elektrisiteit nodig om gelaai te word nie en ons gebruik gereeld hierdie airwave, die lugkanaal van hierdie radio om mense te bereik wat onbereikbaar is. Evert, baie dankie weer eens dat jy jou wysheid en jou ervaring met ons kon deel het. Ons gaan definitief weer met jou gesels, maar baie meer in diepte. As daar 'n laaste boodskap is wat jy nou vir luisteraars wil gee, wat sal dit wees? Ontdek weer die wonder van die woord. En lees dit baie en laat dit jou vul. Want die krag van God is groot in sy woord en ek dink in ons moderne samelewing laat ons na om dit te doen. En dit maak Christene swak en dan het ons nie die geloof om God vir groot dinge te vertrou nie. Amen daarop, absoluut. Baie dankie. Seënwense tot die volgende keer wat ons met jou gesels. Dankie vir julle ook. Dankie. En dit was dan Waarna luister jy?